Jy is my kind. En jy sal nooit verlore gaan nie, solank as wat jy op my gefokus bly nie. Here, daarom sê ek vanoggend baie dankie vir die voorreg om broers en susters te hê wat my lief het, wat broers en susters het wat saam met my U kan loof en U kan prys en 'n voorbeeld is vir die wêreld daar buite, 'n voorbeeld vir my. Here, baie dankie vir hierdie pragtige jong kinders. Here, ek spreek vanoggend seën oor elke een van hulle uit, van die jongste tot die oudste. Here, vra ek U om hulle te lei en hulle te versterk. Here, ons ouer mense verstaan nie altyd in wat omstandighede hulle groot word nie. Here, in die wêreld wil vir ons sê, daar is nie 'n toekoms vir hierdie kinders in hierdie land nie. Here, ek verskil daarvan, want die toekoms is nie op die wêreld gebaseer nie, maar op U. Here, ons dink en glo en vertrou op U. En U het vir elke kind wat vanoggend hier sit, 'n plan, 'n toekoms, 'n verwagting. En daarom kan ek vanoggend Jeremia 29 vers 11 aanhaal. Ek weet wat ek vir julle beplan, 'n toekoms, 'n verwagting. Daarom sê ek vir julle, hou julle oë op Jesus Christus. Amen. Ek wil graag hê dat ons almal opstaan. En dan kan julle die volgende woorde in julle harte agter my aansê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, die Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel, oor die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die Heilige Gees, ek glo aan die, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Julle mag julle plekke inneem. Dankie tieners, julle is welkom om te gaan. Baie dankie Christo. Christo, ek sê baie dankie, jy moet daarom so net so notch. Dankie Christo en Marie. Vriende, in die week vra iemand vir my, wat is jou gunsteling Bybelvers? En Tonet sê vir my, net so 3 dae voor dit, het Tonet vir my ook gevra, sy sê vir my, Zonnika wil weet wat jou gunsteling Bybelvers. En ek gee vir Tonet 'n vers, en toe hierdie persoon vir my vra, wat jou gunsteling Bybelvers, toe gee ek 'n ander Bybelvers. Want op daai stadium was dit die Bybelvers wat met my hart gepraat het, was dit die Bybelvers wat deel van my was. En as iemand my vra wat jou gunsteling Bybelvers, dan sê ek, hierdie is my gunsteling Bybelvers. Pick een. I don't care. Want hulle almal is vir my ewe belangrik. Maar party praat met my, ander praat op 'n ander keer weer met my. En op hierdie stadium toe hierdie persoon vir my vra, kom Filippense 4 vers 13 na my toe. En ek sê vir hom, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Dit is my gunsteling Bybelvers. En ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. En die vraag wat ek wil jou vra is, dink bietjie terug waar jy 5 jaar terug was, op die 7de Junie 2021. Ek hoop jy wil vir my vra nie, want dit is te lank terug. Maar wat ek eintlik wil vra, is wat was jou droom 5 jaar terug? Wat was jou planne 5 jaar terug? Het dit verander? Het jou droom verander? Want jy sien, toe ek myself hierdie vraag vra, toe kom ek agter, dat dit wat vir my belangrik was 5 jaar terug, vandag nie meer belangrik is in my lewe nie. Dat ek drome gehad het in daai stadium, en dat dit nie meer vir my belangrik is nie. As jy vandag vir my sê, jy kan
dit of dat kry, gaan ek vir jou sê, jy kan dit maar hou. Een van die dinge wat ek 5 jaar terug, wou ek en my seun vir ons bitter graag vir ons jetskis hê. Ons wil graag jetskis hê, ons bly daar na by die Valdam en ons wou daar by Valdam met jetskis gery het en vandag as jy vir my sê, Jacques, ek het vir jou jetski, jy kan hom kom haal, dan sê ek vir jou sê, baie dankie, maar hou hom maar. Want dit is nie meer vir my belangrik nie. In die week bel Zander my en hy sê, papi gaan kwaad wees vir my. Ek sê, hoekom? Wat het jy nou weer gedoen? Hy sê, ek het vir my Harley gekoop. Ek sê vir hom, ek is glad nie kwaad, want ek weet jy kan hom nie ry nie. Nee, maar ek het nou vir klasse gegaan. Na die eerste klas sê hy vir my, papi, ek het baie sleg gedryp. Hy sê, hulle sê, jy moet ten minste so 50% kry. Hy sê, hulle het my 29% gegee. Hy sê, ek het al die counts wat daar was, het ek raak gery. Maar hy het 'n droom. Hy het 'n droom om daai Harley te ry. My tema is, life happens, but so does God. En die rede hoekom ek in Engels sê, dit klink net vir my beter as in Engels as om te sê, die lewe gebeur, maar so ook God. Vriende, ons almal kan daarmee vereenselwig. Donderdag ry Toinette van die dorp af. Sy het Luke het die hele week by ons gebly. Sondag is Malay in die hospitaal opgeneem met hierdie nuwe virus. En sy was die hele week in die hospitaal en hulle hele huishouding is omver gegooi. En elke oggend moes Toinette vir Luke by die kleuterskool gaan aflaai en dan in die middag weer gaan optel. Ek is donderdag by die rugby en sy ry deur 'n slaggat. En toe sy deur die slaggat ry, toe is die wiel onmiddellik flat. En sy weet ek is by die rugby, sy weet wat gebeur as ek by die rugby is. My span is besig om semifinal te speel, ek gaan nie antwoord nie, want my foon is op silent. En sy bel 'n vriend en hy kom help haar. Hulle staan daar langs die pad en hy sit die nuwe wiel op en toe hy die wiel afhaal, toe is die spaarwiel pap. En hy moes toe nou eers ry om die spaarwiel te gaan pomp. En dit is, vir julle wat van der Byl af ry, daar net voordat jy daar oor die bruggie gaan, waar jy die Vrystaat kant toe gaan, daar's 'n saaggat en sy het in daai slaggat gery. Nou verstaan julle waar staan die kar. So dit is baie moeilik vir haar. En sy sê vir my, gisteroggend, sê vir my, ek wou jou nog gesê het. Ek het deur 'n slaggat gery en die tyre is daarmee heen en sy sê, maar ek het geweet jy gaan kwaad wees. Ek sê, ja, die Heilige Gees. Ek is hierdie week besig om te praat van life happens. Die Here berei dit al reeds vir my voor. Ek sê, hoekom sal ek kwaad wees? Ons almal ry deur slaggate. Vanoggend toe ons wil ry, toe is die spaarwiel pap. Gelukkig het ons my skoonpa se kar by ons, so ons het gelukkig kon nie by die kerk kom. Ek is net uit die erf uit, hier kom my Alsatian aangehardloop. Ek sê, hy moet nou maar hardloop. Toinette sê, jy weet, daai kon sal tot by vereniging agter ons aanhardloop. Wat beteken ek moes omdraai en ek moes terugkom? En dit was 15 minute nadat ek vir jou gesê het, ek gaan laat wees, Johan. Toe moes ek nou eers gaan hond toe maak, because life happens. In 2010 eintlik, en tot 2011 het ek 'n baie moeilike tyd in my lewe. Het gaan baie swaar in my lewe. Ek word beskuldig van goed wat ek nie gedoen het nie. En dinge is net vir my deurmekaar. September 2011 word ek skuldig bevind aan dit wat hulle my van beskuldig het. En in 2013, 2 jaar later, skryf ek 'n gedig. En die vet weet, ek dink almal van julle ken my, ek en Engels is nie broers nie, maar
Ek skryf vir die gedig in Engels, en ek wil graag vir julle 'n stukkie van hom lees. Life happens, but my peace remains. Flat tires, cold rain, God, you're still the same. Life happens, my heart is broken, but God, you're still the same. I don't break down, I don't cry, because I just trust you in every step of my way. Life happens, and I am not afraid. I'm not shaken, because God, you won't let me break. I can't take this anymore, but God, you are still with me. Nothing can break me. Can't take my joy away. This love of you in me. God, life happens, but my peace remains. I hold on to Jesus, and my heart stayed unchained. Vriende, jammer dat ek emosioneel raak, maar dit is nadat alles vir my reg uitgewerk het. Dat ek die gedig geskryf. En toe het ek eers die krag om oor dit wat gebeur het te praat. En hierdie vers het my deur dit gedra. Romeine 8 vers 28. Alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. En ek glo dit. Ek glo dit met my hele hart. En toe ek voorberei vir hierdie, toe dink ek aan hierdie liedjie, One of Last Keys. Nou wat gebeur het, is hierdie liedjie, ek weet nie wie van julle ken hom nie, dit sal die ouer mense, want hierdie liedjie is hier in 1961 is hy geskryf. Nou, hierdie liedjie vertel die verhaal van 'n seun en 'n meisie wat op hulle first date gaan. En dan beland hulle in 'n motorongeluk en die meisie sterf. En terwyl hy haar in sy arms het, kyk hy na haar en hy sê vir haar, en sy sê vir hom, don't forget me, give me one last kiss. Die skrywer van hierdie lied is Wayne Cochran. En hy het Last Kiss in 1961 geskryf. Presies 'n jaar en 'n half voor hierdie ongeluk gebeur het, waar baie mense sê waaroor die liedjie gaan. Hy sê hy het die liedjie geskryf omdat hy by 'n T-junction bly, 'n baie gevaarlike T-junction, en daar's verskriklik baie ongelukke daar gewees, en daarom het hy die liedjie geskryf. Dis 'n fiksie liedjie, dis fictional. Dis nie waar nie. Hy het dit sommer net uitgedink. Maar presies 'n jaar en 'n half later het daar 'n meisie en 'n seun gesterf in 'n motorongeluk. En hulle was op hulle first date. En die meisie het in die seun se arms gesterf. Nou in die liedjie sê hy die volgende: Oh where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven. So I've got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Vriende, ons almal het al by 'n graf gestaan. Ons almal het al geliefdes afgestaan. Ek het Sondag kom ek van die werk af, en ek het vroeg afgekom, ek was 6:15 by die werk, by die huis, en toe net sê vir my, gaan jy gou stort en dan gaan ons ry, want ons is op pad kerk toe. Ek sê vir haar, ja, is reg. Toe sy in die kamer kom, toe lê ek in slaap. Want ek is siek. Ek het verkoue. 6:30 die aand lê ek nog steeds in die bed. Intussen het daar so baie gebeur. My dogter het vir Tonet gebel en gesê, Mami, ek is op pad hospitaal toe, my lei kry nie asem nie. Sy word in die hospitaal opgeneem,
die dogtertjie in Malay, Shanae moet nou obviously ook daar wees, die hele, onthou, sy is 2 weke terug, is sy ingesalf hier so, ingeseën. En wat gebeur, is toe net jaag van Vanderbijl toe. Ek word nie eens wakker nie. Ek is siek. 6:30 die aand lei my foon. My foon is op silent en hoekom ek die foon antwoord, weet ek nie. En een van die gemeentelede bel mense, jy sê my Jacques, asseblief. My kleinkind is opgeneem in Medikliniek. Asseblief gaan bid net vir haar, met hierdie nuwe virus. En die eerste gedagte by my is, ek kan nie. Barry, Tessa, ek gaan vir Christo bel, ek kan nie, ek is siek. En dan volgende woorde is, asseblief Jacques, jy. Want die 2 mense, haar seun en dogter het ek so 2 jaar terug het ek hulle getrou. Hulle het spesifiek vir jou gevra. En ek klim uit bed, en ek trek aan, toe net sê, is jy laf? Bel vir Christo, bel vir Tessa. Ek sê, Toinet, laat ek gaan. Terwyl ek so toe ry, sê ek vir die Here, asseblief Here. Here, my kop voel dik, ek is nie lekker nie, life happened. Here, ek kan nie in die hospitaal loop nie. Ek weet, hulle gaan my nie eers by die pediatriese afdeling laat ingaan nie. Klim uit die kar uit, ek loop daarin, ek spandeer 'n halfuur by die mense, klim terug in my kar, ek ry Groenpunt toe, ek kom op Groenpunt, en ek kom by die huis en Antoinette sê, wat het toe gebeur? Ek sê, nee, ek het vir hulle gebid. Sy sê, jy het so ingegaan. Ek sê, hoe? Ek sê, weet jy wat, Antoinette, ek besef nou eers iets. Ek het nie my neus geblaas nie. Ek het nie gehoes nie. Ek het nie eers sleg gevoel nie. Ek het uit daai kar uitgeklim en vergeet wat ek gebid het in daai kar. Dis hoe getrou my God is. En vanoggend wil ek vir jou sê, al gebeur wat in die lewe, God bly getrou. Want God is daar. Daai telefoonoproep wat jy kry, wat jou skok, God het dit reeds geweet. Daai diagnose wat jou laat huil, God het dit reeds geweet. Die deur wat toegaan, God het dit reeds geweet. Die wonderwerk wat op pad is, God het dit reeds geweet. Dis hoekom Spreuke 3 met my praat. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Want ons kan nie die pad sien nie, maar God het die pad vir jou neergelê. Jy kan nie die pad sien nie, jy het 'n GPS nodig om te ry, maar God het die pad vir jou neergelê. In die week, maandagoggend eintlik, praat ek met 'n vriend. En hy sê vir my, Jacques, ken jy 'n sand dollar? Ek sê, wat? Hy sê 'n sand dollar. Ek sê, nee, ek het nog nooit van so iets gehoor nie. Ek sal vir ons opgooi asseblief, Zelma. Wie van julle ken daai skulp? Ken julle dit? Ek het al so baie op die strand geloop. Ek het hom nog nie gesien nie. Maar ok, ek kyk ook nie na skulpe nie. As ek op die strand loop, ek is mal daarom om die branders dop te hou. Ek weet nie, die see is net vir my, dit gee vir my 'n rustigheid. Maar hy vertel my toe van hierdie skulp. Hy sê, en terwyl hy so loop met hierdie skulp wat hy optel, kom daar 'n man van vooraf en hy sê vir hom, ken jy die verhaal van hierdie skulp? En hy sê nee, en hy sê vir my, daar's 'n Christelike legende om hierdie skulp. Ek sê, wow. Ek sê, maar ek gaan dit bietjie Google. En ek lees toe die verhaal van die skulp, en dit is wonderlik. Kan jy gou na die volgende een toe gaan? Ek lees toe, dat daar verskillende van hierdie skulpe is. En wie van julle ken die legende,
die Christelike legende. Dis absoluut net 'n legende. Niemand. Okay, julle gaan vandag iets leer. Julle sal moet begin Google, ouens. Daai skulp, soos hy daar is, as jy daai blommetjie kyk, dan sê hulle, dis 'n teken van die ster van Bethlehem. En die 5 gaatjies wat daar is die tekens van die gate wat in Jesus se liggaam gemaak is. 2 in die arm, hande, 2 in die voete en 1 in die sy. Hierdie skulp is eintlik, soos enige ander skulp, is daar 'n diertjie binne-in. En wanneer hierdie diertjie sterf, dan bly sy skeleton bly agter in hierdie skulp. En wanneer hierdie skulp oopbreek, dan val daar 5 beentjies uit. En hulle lyk soos daar links onder, lyk dit soos 'n duif. Hulle sê die Vader, die Seun, die Heilige Gees, vrede en genade. Wat 'n wonderlike manier om na 'n skulp te kyk. Maar dan is daar nog iets. Hierdie skulp kom in verskillende kleure voor. Wanneer die skulp leef, is hy gewoonlik pers of daar is 'n peach kleur, daar is 'n groen kleur. Hulle sê dit hang af waar in die wêreld jy die skulp kry en in watse water dit is. Hoe warmer die water is, dit veroorsaak dat die kleur verander. Maar wanneer hierdie skulp op die strand uitspoel, dan skyn die son bo op hierdie skulp. En dit verander die kleur van die skulp. Die skulp word wit. En net so was Jesus se bloed, my en jou, silwer skoon. Sodat ek en jy eendag voor God gaan staan en ons gaan spierwit so sneeu wees. Ons gaan spierwit wees voor Jesus Christus. En ek en hierdie man het hierdie gesprek, terwyl die gevangenes verby ons loop om te gaan eet, staan ek en hy gesels oor 'n skulp wat hy optel op Reebokstrand. Hy sê maar die grootste was nie die skulp wat hy opgetel het nie. Die grootste blessing was die man wat hom van hierdie vertel het. Hy sê, Jacques, hy sê, jy weet, ek het minder as 'n maand terug, het ek 'n hartprobleem gehad. Hy sê, dit was vir my 'n teken dat God my nie gelos het nie. God is nog steeds by my. Soms word ons drome gebreek, soms word ons planne gebreek, soms word ons geloof selfs getoets, maar die wonderlikste van alles is die waarheid van die evangelie sê, selfs wanneer die lewe jou breek, los God iets binne in jou, want die storm kan jou nie breek nie. God se vrede, sy teenwoordigheid, sy gees is binne in jou. Jy sien die wêreld, kyk na gebreekte mense en sê, hy is klaar, hy sal nooit herstel nie, dis verby, maar God sê, ek is nie klaar met jou nie, ek is nog besig met jou. Dit wat mense weggooi, sê God, ek sal jou gebruik. Nie ek kan jou gebruik nie, ek sal jou gebruik. Want God spesialiseer daarin om gebroke mense te herstel. Dis wat hy met Petrus gedoen het, dis wat hy met Paulus gedoen het, en dit is wat hy met my gedoen het. En dit is wat hy besig is om met elkeen van ons, elke dag te doen. Dit bring my terug by Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. My seun het dit vir jare om sy arm gedraai as hy rugby speel. Dit het vir hom inspirasie gegee. En ek het eendag hier gesprek met hom gehad en ek het vir hom gesê, jy besef, dit is nie wat Paulus bedoel het nie. Dit is nie vir 'n rugby speler om op die veld te gaan en te gaan drie druk nie. En as Missouri was, dan gaan sy sê, oom Jacques en sy rugby stories.
En Zander sê vir my, papi, toe Paulus hierdie geskryf het, was rugby nie 'n sport nie. Papi, toe Paulus hierdie geskryf het, het hy nie in 'n paleis gesit nie. Papi, toe Paulus hierdie geskryf het, het hy miskien niks gehad om te eet nie. Dink papi, ek weet nie wat Paulus bedoel het nie. Papi, ek's 'n rugbyspeler. Die seuns verwag van my om die bal te dra. Hulle verwag van my om meters te wen op die veld. Dink papi nie, dit vat baie uit my uit nie. Elke keer as ek die span op die veld lei, is daar verwagting. Ek kan dit nie doen sonder my God nie. Vrydag bel daai selfde seun my. Of hy bel eintlik, nee ek jok, dit was Vrydagoggend bel Kyle, een van die mans wat saam met hom bly in die woonstel, en hy sê vir my vrou, Tannie, Zander is nie op 'n goeie plek nie. Hy verlang verskriklik na julle. Wil Tannie nie hom net bel en bietjie met hom gesels nie. Dit was op daai stadium 2:00 die oggend in Amerika, of in Indiana waar hy bly. En soos my vrou is, bel sy vir Zander. En hy sê vir hom, "Dis lekker om van mommy te hoor, dis nou 'n surprise." En sy sê vir hom, "Wat doen jy?" Hy sê, "Ek sit in Bybel lees." Hy sê, "Want ek het vandag iets beleef, wat ek weet julle sou so waardeer het." Hy sê, "Elke keer as ek iets sien, dan dink ek aan julle." Hy sê, "Maar die ergste was, toe mommy my vroeër bel, en is 'n video call, en Luke sit op my bed, en hy gesels met my." Hy sê, "Ek kon dit net nie vat nie." En hy sê, "Mommy, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Want niks anders is in beheer van my lewe nie. Ek kan nie die toekoms voorspel nie. Dinge kan nog swaar word hier. Ek weet ek het my kop in iets gedruk wat ek miskien nog gaan spyt wees oor." Hy sê, "Maar ek glo God het vir my 'n deur oopgemaak." Hy sê, "Dankie vir mammy se oproep." My seun is 'n maand in Amerika, en hy het 'n eksamen gaan skryf om by die weermag van Amerika aan te sluit. Teen sy pa se wil. Hy stuur vir my die volgende: "Wanneer die son skyn, sal Christus my dra. Wanneer die storms kom, sal Christus my dra. Wanneer ek verstaan, sal Christus my dra. Wanneer ek nie verstaan nie, sal Christus my dra. Papi, Christus dra my. En daarom is ek in alle omstandighede dankbaar." 1 Tessalonisense 5 vers 18. Ek is nie dankbaar vir elke storm nie. Ek is nie dankbaar vir elke verlies nie. Ek is nie dankbaar vir elke traan nie. Maar ek is dankbaar vir 'n pa en ma. Soos julle. En ek het hierdie bygevoeg vir die preek vanoggend. Dankbaarheid is nie 'n gevoel nie. Dankbaarheid is 'n besluit. Ek besluit om God te vertrou. Selfs wanneer ek nie verstaan nie, selfs wanneer ek wag, selfs wanneer ek huil, selfs wanneer ek lewe. En daarom
hou ek vas aan Romeine 8 vers 28. Alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. Nie alles is goed nie, nie alles is wel nie, nie alles is mooi nie, maar alles sal ten goeie uitwerk. Ek sien 'n beeld in die week voor my. 'n Skoon stuk blaai. Jy kan nou maar sê dis 'n canvas wat iemand op kan skilder. En ek sien hierdie prentjie wat God skilder. En ek verstaan nie die prentjie wat hy skilder nie. Maar toe hy klaar is, toe sien ek 'n pragtige familieportret. Maar my ma is daar en my broer is daar. En hulle is nou al soveel jare dood. En ek besef iets van die liedjie wat ek net al aangehaal het. Om hulle weer te kan sien, moet ek sorg dat ek leef, sodat ek hulle weer kan sien. Leef jy vandag so, dat jy hulle weer kan sien, of slaan die lewe jou plat? Kan ons die eerste ding is daai life happens, kan ons net gou weer daarna kyk. Life happens, ongelukke gebeur, teleurstellings gebeur, verlies gebeur, storms gebeur, maar genade gebeur ook, wonderwerke gebeur ook, genesing gebeur ook, nuwe lewens begin ook. Ek doen dit alles deur God. Daarom wil ek jy moet vanoggend gou na daai prentjie kyk. Life happens, but through all, God remains. Trust Him. He is writing your story. Hy is nie klaar met jou nie. Elke een van julle wat vanoggend hier sit, God is nog besig met jou. Hy is nie klaar met jou nie. Jy het 'n toekoms, jy het 'n verwagting. Hou jou oë op Jesus Christus gefestig, maar klim 'n slag uit jou boot uit. My seun was 3 jaar oud, toe sê hy vir my, hy gaan eendag die weermag join. Nou is hy mal genoeg om die Amerikaanse weermag te gaan join. En ook nie enige ou nie. Ouens, hy gaan 'n toets skryf om 'n Navy SEAL te word. Ek sê vir hom, jy is heeltemal van jou kop af. Maar om dit regtig gekry het, moes hy na Amerika gegaan het en hy moes gaan sê het, ek wil in Amerika bly, ek wil 'n Amerikaanse burger word. Hy het verlede week sy groen kaart gekry. Hy het Woensdag sy Amerikaanse ID gekry. Wat beteken, my seun het besluit, God het vir my deure oopgemaak, en hy glo vas, hy gaan weermag toe. Ek en sy ma bid nog daaroor. Vriende, wat ek vanoggend vir julle wil sê, is life happens. Maar maak nie saak wat gebeur nie, hou jou oë op jou God. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vanoggend kan weet, al gebeur wat in die lewe, U is daar. Al gebeur wat in die lewe, U is met my. U woord sê, U het my lief. U sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het ek die wêreld gehad, dat ek my enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, daarom wil ek vanoggend herhaal, wat Dawid geskryf het, die Here is my herder, en ek kom vanoggend niks kort nie, want die Here is my herder. Here, en daarom vra ek U, asseblief, seën elke een in hierdie kerk vanoggend. Here, want ons almal sit hierso, elkeen met sy eie bekommernis, sy eie drome, sy eie begeertes, sy eie behoeftes. Here, maar veral met 'n begeerte in my hart, dat ons elkeen sal uitroep, Here, hier is ek, neem my, lei my, versterk my, maak my wat U my wil maak. En al wat ek moet doen is, ek moet bereid wees om dit vir U te sê. Here, daarom spreek ek seën oor hierdie gemeente uit. Daarom vra ek, Here, dat U hulle dra deur hierdie week wat volg. Here, laat U genade, U liefde en die vrede met elke een van hulle sal wees. Ek bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.
Jacques, dankie vir jou oorgawe en passie. Wie het beleef dat hier 'n lewe geleef word waarvan Jesus deel is? As ons so luister uit sy lewe, eer die Here. Ek glo dat daar is 'n sterk woord wat vanoggend deurkom. En van ons tieners af, reg deur hierdie verhaal wat bedien is vandag, sê die woord van die Here, dis sy karakter, wat hy begin, voltooi hy. Ons het dit met Michelle gedeel 2 dae terug, hy is Alpha en Omega. Die goeie werk wat hy in jou lewe begin het, sal hy voltooi, dis sy belofte. Die Bybel sê ook, in him we live, in him we move, in him we have our being. En dit is nie asof ons 'n lewe leef en ons wil God deel maak daarvan nie. Ons leef vir God. Ons leef sy doelwitte. Ons is gerig op wat hy wil hê. Daarom sal ons sê, Here, laat u wil geskied in my lewe. Amen. Wie is bemoedig vanoggend? Wie is gestig? Sê gou vir die persoon langs jou, jy's kosbaar. Ons spreek lewe oor mekaar. Ons is getuies van mekaar se lewe. En as ons vir mekaar kan sê, ek het jou lief en jy is kosbaar, dan weet ons is nie alleen nie, né? Amen. Jy is uitgenooi.